Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige Sondagoggend. Ons het die laaste paar dae gehoor dat die Here vir ons sê, julle moet my getuies wees. Gister, jy moet my gesant wees, my ambassadeur. Iemand wat my verteenwoordig in 'n vreemde wêreld. My eienskappe na vore bring. En vanmôre kom die Here vir ons sê hoe. En ek lees saam met jou hierdie baie bekende Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar vanoggend die woord wat vir ons uitstaan hier is vriendelik. En nou kom die opdrag, laat my in jou lewe geken word aan die vrug van die Gees. Mag in ons optrede die eienskappe van God al hoe meer sigbaar word. Maar laat veral my in jou woorde vanmôre, kom ons gebruik die woord getemper wees met vriendelikheid. Want dit is deur vriendelike woorde wat ons baie keer die mees moeilike situasies ontlont. Dit is baie keer daai een enkele woord wat ons met opregtheid en vriendelikheid mense se gesindheid verander. Mense se harte verander. Mense se harte aanraak. Ag geliefde, en ek is seker daarvan jy het al baie voorbeelde hiervan beleef. Partykeer het iemand net 'n vriendelike woord aan jou gebring en jy het in jou gemoed verander. Nou, een van die verhale wat ek lees ek waarom Angus Buchan skryf. Hy sê baie jare terug het hy gereed gemaak vir 'n groot byeenkoms en hy het in die tent van agteraf vorentoe gestap. En terwyl hy stap, toe ervaar hy dat die Heilige Gees vir hom sê, as jy by hierdie man kom, sit net jou hand op sy skouer. En hy was gehoorsaam. En het by die man gekom, sy hand op sy skouer gesit en sy oor gefluister, God is baie lief vir jou. Hy het nie die man gesien nie. Hy het nie na sy gesig gekyk nie. Hy het verder aangestap en hy het gedoen wat die Here van hom vra om te doen. En dit was dit. 'n paar maande later ontvang hy 'n brief van een van hierdie man se familielede en sê maar daai dag, daar, toe jy die woorde God is lief vir jou in sy oor gefluister het hy sy hart en sy lewe vir Jesus gegee. Het was nie die musiek nie. Het was nie die massa mense nie. Dit was nie die geesvervulde preek en boodskap nie. Het was eenvoudig net daai paar sekondes wat jy by my kom staan het. En die woorde vir my gegee het. Geliefde, dit was die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Dit was hierdie getuie, hierdie gesand wees, waar ons net God se gesindheid in 'n vreemde wêreld indra. Wêreld waarin ek en jy vreemdelinge is. En mag daar vanmôre in jou hart ook liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing wees. Dan is jy 'n gesant van God. Deur hartse duisternis lei my voort. Swart is die nag waar ek 'n zwerver is. Lei my voort. Lig my toch voor
het nie altyd so van u begeer om my te lei. Eers wou ek self my lewensweg beheer, maar nou lei was dwaas en versat op ydelheid. Vergeef toch, Heer, dink nie aan daardie tyd. U wat so lang my gids was, lei my tans ook Here Jesus, mag ek luister en gehoorsaam wanneer die Heilige Gees in my hart met my praat. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.